Goeiemorgen vrienden, dis Kasperien en dis vroegoggend nog en ek wil graag met julle ietsie deel wat ek oor die naweek, die paasnaweek gehoor het toe ek na 'n preek geluister wat my besonder aangeraak het en dit is nuwe inligting vir my. Ek het baie in die verlede oor daai deel in die Bybel gelees, maar ek het dit nooit so gesien nie. Ek het geluister na 'n preek van pastoor Lauren Larsen. Hy is 'n pastoor wat geassosieer is met Jimmy Swaggart Ministries. En hy het gepraat oor die onderwerp van genesing en genoem dat hy ook breinkanker gehad het, waarvan die Here hom grootliks genees het. Nou hy het die volgende gesê, en ek wil hê jy moet mooi luister daarna, want ek het skrif wat dit kan verdedig wat hy gesê. Hy het gesê, dat terwyl Jesus hier op aarde was, het daar baie mense om genesing kon vra, en ons weet het, as die evangelies lees, dan sien ons het, en dan lees ons ook, wanneer hierdie mense dan by Jesus gekom het, en hulle vir hom genesing gevra, dan het Jesus vir hulle genesing gegee, en daai genesing het onmiddellik in werking getree, onmiddellik vriende, ons lees nêrens dat Jesus iemand genees het en gesê, maar jy kan verwag om in 'n week of 2 of 3 of oor 'n maand jou genesing te ondervind. Nee, vriende, Jesus het hulle gesond gemaak, hulle was onmiddellik gesond. Ek het vir ons 1 of 2 voorbeelde hier, heb ek geduld met my as ek so hier in die Bybel blaai. Die eerste voorbeeld is in Mattheus 8, waar Jesus 'n man met ernstige velsiekte gesond gemaak het. En hy het vir Jesus het gevra, en Jesus het gesê, ek wil dit vir jou doen, word gesond. En dadelik, vriende, het sy velsiekte verdwyn. Dat is die eerste sterk voorbeeld. Die tweede een is ook in Mattheus 8, waar die Romeinse offisier sy geloof getoets is, waar ook vir Jesus gevra het om iemand vir hom gesond te maak. En toe Jesus dit hoor, was hy baie verbaas. Hy sê toe vir die skare wat besig was om hom te volg, ek verseker julle so sterk geloof, het ek nog nêrens in Israel tegengekom. En dan lees ons in 'n paar verse verder, en op daardie presiese oomblik het sy slaaf gesond geword. Voorbeeld 2, vriende. En dan voorbeeld 3 wil ek gou vir julle. Jy sê, dit is baie sterk voorbeeld hierdie, dit is waar Jesus in Mattheus 9 'n siek vrou gesond gemaak het en 'n dogtertjie lewend. En Jesus was nog besig om met hulle te praat toe daar 'n name Joodse leier na hom toe kom en voor hom neerval met die woorde, my dogter is nou net dood. Kom nog en sit die hand op haar en sy sal lewe. Jesus het opgestaan en saam met sy disippels agter die man aangaan. Dan lees ons onderweg, het 'n vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, van agteraf na Jesus toe gekom en aan die soem van sy kleed geraak, want hy het sy by haarself verloor. Al wat ek nog maar net aan sy boekleed, dan raak sal hy gezond word. En ons lees dat die vrou het gezond geword. Die laaste voorbeeld, toe Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes achter hom aangekom. Hulle het hardop geskreeu, seun van David, ontferm my toch wel. En dan lees ons daar, en waar Jesus hulle sê, raak toe aan hulle oë, en sê, soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur. Vriende, dit is baie sterk getuienisse, dat Jesus mense dadelik genees het. Ons hoef nie nou, hoekom sukkel ons so as Christene vandag? Ons dien dieselfde Here, onveranderlike Here, en ons dink ons gebede word nie verhoor nie, my vriende, die Here gee vir ons. Hy gee vir ons die antwoord, en waar hy gesê het, ek wil net weer bereid, wat hy sê, hy het gesê, soek en klop en vra, en hierdie dinge sal vir julle gedoen word. Ons moet net die vers onthou, en dit gebruik as 'n motivering oor, hoekom Jesus ook vir ons onmiddellike genesing kan gee. Ek het geen twyfel in my hart dat dieselfde Here Jesus doen vandag nog dieselfde. Vriende, ek wil hê julle moet graag gaan dink oor hierdie saak. Pyn dit 'n bietjie, en as julle ander idees het, kom praat met my, ek wil ook graag leer. Ek het maar net baie aanklank in hierdie boodskap gevind, want dit het vir my
baie deure oopmaak. En kyk of julle dit so ook verstaan. En dit gaan jou geloof versterk om te weet. As jy siek is, jou siekte kan onmiddellik genees word. En ek besef terselfdertyd dat ons aanbid 'n soewereine God wat steeds besluit hoe hy dinge wil hanteer. Maar God doen dinge volgens sy woord. Hy doen niks dinge anders as dit nie in sy woord geskrywe staan en bevestig kan word. Geniet die dag in die teenwoordigheid van die Here. Ons wil graag julle weer sien. Julle as die Here wil Sondag by die Here dien sien. Groete my vriende. Tot ziens.